met ons trigonometrie, gaan ons net gou 'n bietjie hersiening gaan doen en dan skuif ons oor wat ons vir graad 12 gaan doen, wat met jou saamgesteld en dubbelhoeke is. So met ons hersiening, ons onthou nog ons driehoek. As ons met ons hoek hierso gaan werk, kom ons sê theta, kan ons aanvaar hierdie is jou aangrensend. Aangrensende hoek of jou aangrensend. Baie kere in sekere skole gebruik ons vir x. Dan het ons van ons hoek af het ons teenoorstaande en normaalweg kan ons wys met y, want dit is soos op 'n katetiese vlak, x en y. En dan het ons skynsy. En normaalweg gee ons hom met r. Nou, dit hang nou maar af van julle onderwyser af en als. Dan moet ons maar net weer gaan onthou wat is ons verhoudings. So dit is sin ts. Dan het ons vir cosas, soos hulle hom sê, en vir tanta. So sin theta is dan teenoorstaande op skyns. Nou as jy nou nie gewoonweg of gewoond is aan die teenoorstaande op skyns nie, kan jy ook gaan sê dat dit gaan wees y op r. Bedoel maar net die teenoorstaande ene op r. Dan het ons vir cos theta. Cos theta is dan aangrensend op skyns. En as ons nou nie die aangrensend op skyns gebruik hier, sê ons dit is x op r. So dit sê nou maar net weer 'n bietjie hersiening. Dan ons laaste ene tanta, soos dan theta, is dan teenoorstaande op aangrensend. En dit is y op x. Nou gaan ons gou oorskryf van die katetiese vlak. Ek hou baie van die katetiese vlak te gebruik as ek met my trig doen. Gaan teken aan die hoekie. So al wat ons kan weet is, ons weet is 90 grade, 0 grade of 360. Ons het 270 en 180. Nou al wat ons gaan met as julle onderwyser sal vir julle ook dalk 'n rympie dat jy net onthou dat julle hom moet kan gaan regsit. A verteenwoordig almal. Almal is positief hierso. Sin, cos en tan. En ons tweede ene, so almal is positief, ek moet skryf almal is positief. Almal is positief daar soos in cos en tan. In hierdie kwadrant, in ons tweede kwadrant, gaan ons nou gaan sê dat sin is positief. By hierdie ene gaan ons gaan sê tan is positief en cos is positief. Nou, daar is 'n rympie wat julle almal sal onthou is all strippers take cash. Maklik. All strippers take cash. Klink erg, maar is die maklikste om te onthou. Of jy kan sê all silly teachers cry. Dit klink 'n bietjie boring. All strippers take cash. Dan weet jy sommer klaar jou cost diagram is korrek. Right. So as ons gaan kyk, by ons eerste ene, ons kan ek gaan maar met x werk, jy kan met theta of werk, geen probleem nie. Maar as ons in die eerste kwadrant gaan werk, dan werk ons net met ons skerphoek x. Kan theta wees, beta wees, enigene, ons gebruik ons sommer x hierso. Dan kan ons ook in hierdie kwadrant gaan sê, dit kan 90 minus x wees. Julle het hom al baie keer ook al gesien, dit is skoolfunksies, ons gaan nou nog hulle gaan deurgaan. En dan aan hierdie kant werk ons met jou 180, soos ons gaan sê, 180 minus ons skerphoek, sal dan vir ons in die tweede kwadrant gaan, en ons kan ook gaan sê 90 plus x. Nou gaan ons net gou vinnig na ons volgende keer gaan kyk, tan is positief hierso, hierdie gaan dan weer 180 wees, om in hierdie kwadrant in te gaan, moet ons bytel, so dit is maar net plus 'n skerphoek, en ons kan ook dan weer met 270 werk, 270, en ons gaan dan sê dit is minus x. Ons gebruik 270 minus x in ons skoolfunksies baie min. Ek het baie lank klas terug gesien, maar ons gaan dit maar net doen dat julle weet en dit in julle agterkop sal sien, ek het dit al gedoen. En dan ons laaste ene hierso is dan 360 minus x. Ons kan gaan sê 270 plus x. En dan is daar een geval hierso wat ons baie by die onderwysers of wat ons bietjie oorkyk, is ons, omdat ons in die vierde kwadrant gaan, kan ons ook in 'n negatiewe rigting vir ons spesifiek werk. So as ons hom gesê, gaan ons net minus x gebruik, bedoel maar net, ek beweeg in 'n negatiewe rigting in sekere hoeveelheid grade. Right, dan by die volgende ene, wat
baie keer ons vergeet hoe hulle allemaal lyk. Jy moet eintlik net die eerste 2 ken, die derde een is maar net daarso vir, hoe kan ek sê, om dit maar net draai. So ons het ons gewone driehoekie hierso, ons spesiale driehoeke. As ons jou gaan sien eksamen gebruik, of werk die volgende uit sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, weet jy min of meer jy gaan in jou spesiale driehoeke moet na toe beweeg. So ons het een wat ons geleer het is 45, 45. En dit is altyd 1 wortel 2. Daar is in boeke waar hy wortel 2, 2 is, hoor maar net by julle onderwys of julle mag gebruik. Dit is maar net 'n gerasionaliseerde driehoek. Hoor maar net, baie van die skole aanvaar dit nie, ek weet nie hoekom nie, maar 1 wortel 2 is ook geldig. Right. Dan by ons volgende een, het ons vir 60 en 30. 30 grade en 60 grade. So by hom is dit die maklikste om altyd te onthou is, omdat ons met ons 30 grade gewerk, jou 30 grade sal altyd die wortel 3 hê. Jou langste sy sal altyd die 2, en die klein kort sytjie. Nou, dis nie altyd nodig om daai nou weer te gaan oortrek. Gebruik sommer die daai draai maar net jou bladsy elke keer. Maar kom ons sê nou hierso was 30 jou aangrensend, hierso is 60 net jou aangrensend. So ons gaan nou maar net gaan sê, hierdie is 30, so die een is wortel 3, jou langste sy is nog steeds 2 en hy is 1. Jy kan al 3 gaan teken, as ons beveel aan dat jy hom gaan teken, dan weet ons jy het op die regte pad gegaan. So kom ons gaan kyk het gou vinnig na almal daar, so is 9 van hulle. So ons het vir sin 45, kos 45 en vir tan 45. Right. So as ons gou vinnig gaan kyk by ons tan 45, ons werk sommer met hom. Want jy sien hy maak en gaan ons aangrensend toe. Ons weet dat sin is teenoorstaande opskyns. In die eksamen ook, julle gaan dit baie keer sien, hy skryf hulle om daar, wat nie verkeerd is nie, maar dan gaan die onderwysers begin vir julle so cirkel trek en 'n CA, ons hou daarvan dat julle hom gaan rasionaliseer. Dus kom ek sê, as die wortel 2 was, dan is hy sommer klaar outomaties gerasionaliseer. Maar hierso is dit wat ons onder doen met ons bo doen, so ons gaan mal met wortel 2 onder en bo, so die ene antwoord word wortel 2 op 2. As ons gou vinnig na kos gaan kyk, kosin, sin was teenoorstaande opskyns, en dan kos is aangrensend opskyns. Dit gee vir ons presies dieselfde wortel 2 op 2. En dan tansin is altyd teenoorstaande op aangrensend, wat 1 op 1, wat ons net 1 gee. Right. Dan gaan kyk ons gou na, dit is al wat ons vir daai driehoek moet ken, so ons kyk gou na daai 2 driehoeke wat dieselfde is. So kom ons doen eers vir die 30 grade. So as jy dan vir sin 30, kos 30 en vir tan 30. So as ons gaan kyk weer na sin, sin is teenoorstaande opskyns, soos half. As ons gaan kyk na die 30 grade daar, so ons weet dit is aangrensend, soos wortel 3 op die skynsvlak. En dan doen ons gou vinnig weer vir kos. Kos is dan teenoorstaande opskyns. Ons moet hom ook net weer gerasionaliseer, soos ons hier gewortel 2 maal het onder, doen ons bo, hierso gaan ons dieselfde doen, so dit is wortel 3 op 3. Right, dan kyk ons gou na die 60, so dit is sin 60, kos 60 en tan 60. So met ons sin, ons gebruik so nou wie die is nie, hy is nou weer aangrensend, daai is nou weer teenoorstaande en daai is weer skyns. So kos, sin 60 gaan dan vierkants wortel 3 op 2 wees. Ons gaan sê dat kos 60 is 'n half en dan tan is vierkants wortel 3 op 1, so ons kan net gaan herskryf as die vierkants wortel van 3. Nou by ons koopfunksies en ons identiteite. Hier is nog net tot en met graad 11 se goeters. Ons gaan nou in die ander video's gaan ons die graad 12 sin maar net implementeer. Ons gaan dit maar net insit. So ons werk nou weer hierso, ons werk net nou met 90. Hierso is weer ons 180, ons 0 360 en dan ons 270. So by hom is dit, ons weet sommer, ek gaan net sê A, want dit is almal. S vir sin, T vir tan en vir kos.
So Ulster per stay cash. So al wat ons hierso gaan doen is, as ons in ons eerste kwadrant gaan werk, dan gaan ons sê 90 minus ons skerphoek. Dan gaan ons oorskuif van hierdie kant toe, ons weet dit was 90 plus x, hierso was dit 270 minus x, en 270 plus x. Nou by ons koopfunksies, ons weet koopfunksies as ons gaan sê, byvoorbeeld sin 60 gaan dieselfde wees as cos 30. As ons die 60 en die 30 by mekaar tel, kry ons 90. Dit is hoekom koopfunksies vir ons gaan sê die 90 grade hoek. So kom ons kyk hoe om hom te herskryf, want ons gaan vir julle vra om dit te gaan vir die eenvoudig weer. So kom ons vat die eerste een is sin 90 minus x. En dan gaan ons gaan vat vir sin 90 plus x. Julle het al daai al gesien, al op 'n paar plekke al. So kom ons gaan herskryf hom net gou vinnig. Sin, omdat hy met 90 werk, met 90 en 270 gaan werk, dan skuif hy som outomaties oor na cos toe of cos na sin toe. So sin word nou cos. Met die skerphoek wat gebruik word. Nou gaan kyk ons, 90 minus x val in die eerste kwadrant in. Is sin positief in die eerste kwadrant? Ja, hy is, so ons aanvaar hy word positief. Nou kyk ons gaan na die volgende ene. Sin 90 plus x, ons werk weer met die 90, so ons weet outomaties hy gaan na cos x toe verander. En dan al wat ons nou vir hom gaan doen, is ons gaan nou gaan sê 90 plus x beweeg in die tweede kwadrant in, sin is positief in die tweede kwadrant, so hy word ook positief. Kom ek maak so gou vir ons. Asai. Kom ons doen gou die ander kant. Nou werk ek met cos. Cos plus, asai. Right. Hierso nou weer. Cos met die 90 gaan nou na sin die hoek toe verander. Dan gaan ons nog gaan kyk, okay, 90 minus x beweeg in die eerste kwadrant in. Nou kyk ons na daai spesifiek. Cos. Cos is positief in die eerste kwadrant. So hy raak positief. Dan kyk ons na die volgende en cos weer met 90, so hy word nou weer sin met sy teenoorgestelde. Nou kyk ons gou 90 plus x beweeg in die tweede kwadrant in. Cos is ongelukkig negatief daarso. So jy gesit hom net as 'n negatief. Die tekens is maar onder net, dit is gaan skryf hom maar in hakkies as jy met jou breuke gaan doen, dit werk 'n bietjie of maak 'n bietjie meer gemakliker vir julle. Dan kyk ons gou vinnig na die volgende ene toe. Meerderheid gebruik ons die 90, so ek gaan maar net die 270 ook sommer gou vir julle wys. So as ons gaan kyk na sin 270 minus x en dan kry ons vir sin 270 plus x. Kyk, so kom ons vat hulle toe sommer gou vinnig. Kom ons skryf sommer vir die ander kant op, dan is dit sommer klaar. 270 minus x en cos 270 plus x. Ok, skop doen nog eers een. Die 270 is maar net, hy het 'n bietjie verder in die omwend, in die rigting gegaan. Dit bedoel my is 90 grade meer, sêlik al. So as ons daai nou gebruik, is net nog 90 aan. So het ons nou hier van 180 af. So as ons nou gaan kyk, sin gaan nou cos word outomaties, want hy is ons net saam met ons koopfunksie. 270 minus x beweeg in die derde kwadrant in. Is sin positief in daai kwadrant? Nee, so dit word minus cos x. Kyk, gaan na die volgende ene, sin word nou cos 270 plus. 270 plus val in die vierde kwadrant. Is sin positief in daai kwadrant? Nee, so hy word minus. Kyk, gaan na hierdie kant. 270 werk ons weer, so nou werk ons met cos, so hy gaan outomaties na sin toe verander. Altyd van hulle. Want is altyd cos gewees. 270 minus x beweeg in die derde kwadrant in. Is cos positief daar? Nee, so hy word negatief. Dan kyk ons gaan na die volgende ene, 270 plus x beweeg in die vierde kwadrant in. Is cos positief in die vierde kwadrant? Ja, hy is, so hy word positief. Dan, is eintlik al wat julle moet ken. Lekker eenvoudig. Nou gaan kyk ons gou vinnig na die identiteite. Wat ons tot en met graad 11 geleer het, is ons het geleer van tan x is sin x op cos x. Daai was een van ons identiteite wat ons geleer het. En dan ons laaste, of die ander wat ons nou ook al geleer het, is sin kwadraat x plus cos kwadraat x is altyd gelyk aan 1.
Nou van hom af kan ons nog 2 ander gaan kies. So kom ons maak hierso vir sin 2x die onderwerp van die formule. So sou die 1 ons vat die kos oor, so word minus kos kwadraat x. Julle het daai ook al gesien waar julle sin kwadraat x kan verander na 1 minus kos kwadraat x. En dan die laaste ene wat ons nou daarso moet gaan ken is ons maak nou vir kos kwadraat x die onderwerp van die formule, so 1 minus sin kwadraat x. Hierdie is as ek reg verstaan word nie vir julle gegee nie. As jy gegee word, is dit lucky, ek sal net gaan kyk weer vir julle. Maar dit is eintlik enigste twee wat jy moet ken tot en met graad 11. Jy moet net weet om hulle net te herskryf nie, ander volgorde.